Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Wat eet hy dan? Ek gaan 2 van die 3 psalms lees, soos hulle gevra het, Psalm 23 en Psalm 121. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. Terwyl my teestanders moet toekyk, U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. In Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie. Snags sal die maan jou nie kwaad doen. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy gaan, nou en vir altyd. Wie is dit? Ons almagtige hemelse Vader, ons is by mekaar omdat een van die geliefdes se plek leeg is, omdat haar stem stil is, en in ons harte is daar droefheid. Juis in tye soos hierdie moet ons in die geloof na U toe vlug, vir troos, vir hoop, vir 'n antwoord en om te kan verstaan. Daarom vra ons in alle nederigheid dat ons vanuit U woord, volgens U waarhede en deur U Heilige Gees 'n boodskap kan ontvang wat ons kan help om verder as die graf te sien. 'n Boodskap op ons hart om ons te vertroos en ons te dra deur die tyd wat voor. Ons dankie dat ons met vrymoedigheid tot U kan nader, omdat U woord sê dat ons as U kinders altyd weer en weer ons hart voor U kan oopmaak. Ons pleit daarom vir U teenwoordigheid en U werking. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Mense, 'n roudiens of 'n begrafnis is gewoonlik nie maklik nie. Maar daar is troos wat baie groter is as wat 'n mens oor die algemeen kan verstaan en dink. En die mens moet dit reg verstaan. Ons moet altyd vir onsself vra, hoekom hou 'n mens 'n roudiens?
Wat is die bedoeling daarmee? As ons net uit ons eie gedagtes en uit ons eie harte uit te doen, dan gaan ons altyd vaskyk teen die aardse goed. Dis hoe mense hart is. As ons uit die geloof uitkyk, dan kry ons 'n dieper antwoord en 'n groter antwoord, want die geloofsbeginsels van die Bybel leer ons om dood reg te verstaan. Klink dalk ongewoon en vreemd, maar is baie, baie waar. En ons vra so, wat is die doel van 'n begrafnis? As ons begrafnis hou, dan kom ons by mekaar omdat iemand oorlede is. Then the following might sound strange, but it's an exceptional truth. If your mom was a believer, then we do not doubt where she rests currently. And then we can say to each other that she's better off. Dis die eenvoudige waarheid. En dan moet ons uit die ander hoek uit vra, as dit met haar beter gaan, hoekom is ons dan hartseer? Dit klink onlogies, maar dis waar. Hoekom is ons hartseer as dit met iemand anders beter gaan? Die antwoord lê in ons eie harte, en dis hoekom ons begrafnis hou. Want ons het die troos nodig. Dis die waarheid. Ons sit hier met 'n ding gekonfronteer waarop ons nie 'n antwoord het nie. Ons kan 'n kunsbeen maak, ons kan 'n kar se engine vervang, ons kan 'n huis bou. Maar as die dood ingetree het, dan staan ons redelik kaal en alleen, ons sien dit nie 'n antwoord nie, ons het nie 'n plan nie. Dis hoekom ons juis in die geloof moet gaan kyk, wat is die antwoord wat die Bybel vir ons gee, as ons met die dood te doen kry? Because that is the bigger comfort. Ons moet die dood reg verstaan. Dit klink dit baie erg as die dominee oor die dood praat. Dis hoekom ons hier is. So kom ons kyk 'n slag daarna, dat ons hom deeglik verstaan, en verstaan ons ook die antwoord wat die geloof vir ons gee. Die dood het twee betekenisse. Die een dood is as 'n mens op aarde jou asem uitblaas. Dis hoe dit werk, dit geld vir alle mense. Die groter vraag is, en dit is iets wat alle mense instinktief weet, wat gebeur na die dood? En omdat die mense nie almal die regte kennis het nie, kom daar 'n paar baie snaakse antwoorde uit. Party ons glo in reïnkarnasie, nog ander snaakse goed. Maar as ons uit die geloof uitwerk, dan kry ons 'n heeltemal ander, mooier betekenis van die ding. Toe die Here die mens gemaak het, toe hy vir Adam en Eva gemaak het, het hy hulle aan homself vasgemaak. Ons kan gaan kyk wat sê die Bybel. Adam en Eva het met groot waarskynlikheid met God gepraat, soos wat ons met mekaar gesels. So naby was hulle aan hom gewees. Dan kyk ons na Prediker 12 vers 7, wat nou na die sondeval geskryf is, maar Prediker 12 vers 7 sê, die siel moet teruggaan na waar hy vandaan kom. Nou as Adam en Eva se siele ook moes teruggaan, dan was dit mos net 'n oorgang vir hulle na die lewe toe, na die ewige lewe toe, uit hierdie tydelike wêreld uit. En toe die sondeval klaar plaasgevind het, toe daardie pragtige band wat tussen God en mens geheers het, het hy gebreek. En dis hoekom die dood nou vir ons 'n probleem is. Want as ons nie die antwoord op die dood het nie, dan vra die siel nou, wat gaan nou van my word? Dis so maklik soos dit. En dis die tweede dood. Dis die dieper betekenis van die dood van, as ons nie aan God vas is nie, dan is ons vas aan niks.
Dit wil sê, dan moet daardie siel alleen ergens heen gaan en hy kan ergens heen gaan nie. Dis hoekom die dood so diep en ernstig aan ons vat. Nou moet ons nou mooi dink. Want die oomblik as daardie ding intree, dan word die mens bang. Dan begin ons nou allerhande snaakse goed maak. En die antwoord op die dood is toe Christus aan die kruis gehang het, toe sê hy, Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, waarom het u my verlaat? Baie eenvoudig gesê. Christus se liggaam het gesterf aan die kruis, maar het ooit gewonder wat van sy siel geword het. Toe ooit daaraan gedink. Ons sê dit met die geloofsbelijdenis. Ons glo in Jesus Christus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel. Daar sê ons dit. So Jesus, sy liggaam het gesterf, en toe hy sê, waarom het u my verlaat, beteken dat hy het in die godsverlatenheid ingegaan. Trust in it, hell on our behalf. And that is why death is not such a big problem for those of faith. Omdat die Here Jesus al reeds in ons plek in die hel ingegaan het en na 3 dae opgestaan het, weet ons dat die dood nie meer 'n probleem is. Vir enigeen wat in Christus glo, wat daai eenvoudige iets verstaan, dat Christus klaar in ons plek daar was, nou weet ons al wat moet gebeur is, ons maak ons oë toe, ons blaas ons asem uit, en dan verlaat jou siel jou liggaam om direk ander kant in die ewige lig in te gaan. Dit is waarom die Bybel sê, dood, waar is jou angel? Want die dood is vir 'n gelowige mens nie 'n vyand nie, is jou vriend. Die dood is die pad wat die mens moet stap na die ewige lewe toe. En as ons dit verstaan, is daar niks wat ons werklik mee kan bang maak in die wêreld. Ons kan daar bang wees vir seer kry, ons kan bang wees vir honger wees, maar die grootste probleem wat die mensdom rondjaag, dit geld nie vir 'n gelowige. Jy kan kalm wees, jy kan rustig wees wat jy verstaan. Jy begryp hoe werk dit en hoekom sê die geloof nog altyd, jy moet in Christus glo, want hy het die pad oopgemaak. En as daai ding afgehandel is, as daar die belangrikste vraag van die lewe geantwoord is, dan is daar vir ons een ding oor om te doen, en dit is om elke dag te leef. Hoe doen ons dit? Ons gaan terug na die Bybel toe. Dis waar die verse wat julle voor gevra het presies pas. Psalm 23. Koning Dawid wat 'n herder is, daar agter die skape. Dan vergelyk hy sy lewe met die werk wat hy met die skape gedoen het. Die Here is my herder, hy laat my nie tekort kom. Hoe lyk hierdie wêreld waar ons leef? Dit is nie altyd so pragtig groen nie. Hoe lyk dit as dit begin droog raak? Hoe ernstig is as daar vir beeste en skape in die water is? Partykeer lyk die lewe so. Partykeer is ons lewe nou figuurlik gesproke soos 'n droogteseisoen, die 2de of 3de jaar se droogte. En dan sê die woord, U bring my by groen waters waar daar rus is. As dit in 'n droë tyd is, dan hoef die leeu's en die jakkalse en die wolwe en die goed, hulle hoef maar net daar by die water te gaan lê. Die kos gaan self aankom. Maar in die geloof, as ons verstaan van die dood, kom ons by water waar daar rus is, waar ons nie gaan seer kry. En die seer kry wat daar wel is, vat die troue Vader ons hand en hy dra ons. Hy vat ons deur. Elkeen van ons kan in ons eie lewe terugkyk en sê, maar daar was tye gewees wat ons nie geweet het hoe ons voor gaan kom. En nogtans sit ons hier. Elkeen van ons met hartseer, elkeen met 'n kopseer, elkeen met 'n probleem. Dieselfde beginsel geld by Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
Psalm 121 is geskryf as die mense na Jerusalem toe gegaan het. Die bergdeel waar hulle moes stap, met die bergpasse was die probleem, maar daar was rowers. Dis die een groot probleem gewees vir die mense wat wou gaan aanbid het in Jerusalem by die tempel. As ons daardie beginsel op ons lewens van toepassing maak, dan sit ons met dieselfde kopseer. Ons weet nie wanneer of waar ons in watter moeilikheid gaan ingaan, en wat met ons alles kan gebeur nie, maar ons het die vertroue. So kom ek daai eerste dag vir julle gesê. Julle sal oorleef. Dit is nogal belangrik om te onthou. 'n Mens oorleef altyd sulke goed soos die. Dan kom die tweede deel by, en dit is die verantwoordelikheid wat ons in die geloof het. Hoe julle oorleef, is van julle self afhanklik. 'n Mens kan 'n hartseer ding soos 'n sterfgeval gebruik om nou in sak en as te gaan lê en om in slegtigheid te verval en te sê arme ek. Of mens kan die verantwoordelikheid opneem en sê, maar God het ons geplaas hier met 'n doel. Ons vat die woord, ons vat die geloof. En ons werk met hierdie ding en ons maak 'n sinvolle lewe ten spyte van al die dinge. Christus het ons die belofte gegee. Ek is by julle tot aan die einde van die wêreld. Dit geld vir elkeen. Elke enkele gelowige mens op hierdie aarde kan daarmee reken, God sal jou nie verlaat nie. Dan hoef ons hom nie te verlaat nie. Ons kan net vashou en aangaan. Hy sal sorg. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U dat ons met vrymoedigheid na U toe kan vlug. Ons dank U dat U die vrees uit ons harte uitneem. Ons dank U dat U die twyfel laat wegval, omdat ons verder as die dood en verder as die graf kan sien. Ons dank U vir soveel naaste liefde, soveel bemoediging en soveel versorging, wat elkeen van hierdie mense geniet en bewys. Ons pleit troue Vader, dat U waarhede hulle sal dra. Ons vra dat in alles hulle U voor oë kan hou. Dat hulle die goeie stryd van elke dag sal stry met die wete, ons is reeds vrygemaak, ons is reeds vrygekoop. Ons het net ons werk op aarde om te doen. Ons pleit vir die dae wat voorlê, waar dit droewig gaan, waar dit onseker kan wees, daardie dae waar die gemis te veel raak. Ons vra dat U in alles U hand oor een en elk van hierdie mense sal hou. Wil U ons tog dra waar ons self nie verder kan nie, wil U ons raad gee as ons nie weet nie. Wil U ons tog bemoedig en vertroos as ons nie verder wil nie. Dat ons juist nader aan U kan beweeg om eendag terug te kyk om te sê, die Here was daar. Ons vra al hierdie dinge in nederigheid en in afhanklikheid in Christus naam. Amen. Kom ons sluit net die oë. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ek weet nie hoe nie. Okay, iemand